Ontdek jou skepingsdoel met Trinity Truth deur pastoor Karen Meiburg, maandag om 1900. Welkom by die Trinity Truth program. My naam is Karen Meiburg. En ons gaan 'n bietjie gesels oor voorafgaande genade, of in Engels is dit prevenient grace. Maar kom ons sluit eers die oë. En Vader God, so baie dankie vir u seun Jesus Christus, wat u vooruitgestuur het na die wêreld toe, Here, om vir ons sondes te sterf, sodat daar versoening tussen die mens en Vader God kan kom. En Here, baie dankie vir u Heilige Gees, wat u agtergelaat het, wat ons nou help, om ook, Here, die woord wat uitgaan, te verstaan, en ons dieper in te bring, en wie u werklik vir ons is. Here, ek vra dat u sal kom met die salwing van God, en dat die salwing, die waarheid, die jukke sal breek, en mense sal vrymaak, en ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons het so 'n paar weke terug, het ons gesels oor genade en barmhartigheid, of in Engels wat sê mercy and grace. Kom ek herinner julle net gou weer die verskil tussen die twee. So, wat is barmhartigheid? Dit is wanneer God ons nie straf nie, vir iets wat ons verdien. En dan wat is genade? Dit is wanneer God ons seën met wat ons nie verdien nie. So, saam met dit wil ek dan 'n bietjie gesels oor voorafgaande genade. Nou, voorafgaande genade is God wat ons vooruitgaan en reeds die oplossing vir ons bewerkstellig het, nog voordat ons weet, ons het dit nodig. So voorafgaande genade is God se onverdiende, voorafgaande, liefdevolle werking in 'n mens se lewe, nog voordat daar geloof kom in 'n saak, nog voordat ons tot inkeer ook gekom het, en nog voor 'n bewuste keuse gemaak moet word. Voorafgenade is nie dwang nie, maar 'n uitnodiging om die grond voor te berei, waar ons geloof ook versterk word. Nou, elke mens ontvang hierdie genade, dis nie net 'n uitverkore groep nie, en voorafgaande genade maak redding moontlik en bewerkstellig redding. Dit bring ons tot 'n definitiewe begrip van God wat ons vooruitgaan. Dit gee daai gewete van ons, maak dit vir ons wakker, gee ons 'n honger vir God se woord, en dit bring ons ook by 'n gewaarwording van dankbaarheid. Here, nog voordat ek geweet het u reeds die oplossing gebring. Jy weet ons, as voor 'n storm kom, my eerste druppel reën wat val. Dit is soos wat ons weet, wat daarna kom, is dan baie reën. So daai eerste druppel reën verkondig ons dan eintlik iets baie groters wat aan die kom is. Of soos lig wat deurbreek by 'n gordyn, jy sien die son, nog nie heeltemal nie, maar jy weet, die lig in sy volheid is daar. As ons bietjie gaan kyk in die woord, daar in Genesis 22 vers 13, praat dit dan daarvan Abraham en Isak, nou die ram in die bos. Die probleem was gewees, Abraham moes sy enigste seun offer. Die oplossing is die ram, was reeds daar gewees, vasgevang in die bos. En dan die voorafgaande genade, God het voorsien nog voor Abraham geweet het, hy sou dit nodig hê. As kyk na Noag, die ark voor die storm, die probleem is die wêreldwye vloed. Die oplossing is, God gee instruksies vir die ark nog lank voor dit reën, en dan die voorafgaande genade, bou beskerming voor die oordeel kom. Lees daarvan in Genesis 6. Moses in die mandjie in die Nylrivier,
Die probleem is, die babas word doodgemaak. Oplossing is, Moses se ma kry wysheid om hom te verberg en Farao se dogter vind hom in die mandjie. Genade, voorafgaande genade, God bewerkstellig redding deur die vyand se huis. Eksodus 2, as daar 'n bietjie gaan lees. En dan Rut, haar verlossing was al reeds daar, die probleem was, Rut en Naomi was arm en alleen. Die oplossing is, Boas is al reeds op die toneel, gereed om te seën, want God seën hom. En dan die voorafgaande genade van God. God het die verbintenis voorberei, voordat Rut geweet het van hom, van Boas. Ons lees daarvan in hoofstuk 2 tot 4 in Rut. En dan die belangrikste en die grootste van alles, is Jesus Christus, die lam geslag, voor die grondlegging van die wêreld. Die probleem is die sonde en die skeiding, wat het gebring het, tussen God en die mens. Die oplossing is, Jesus, wat reeds bestem is as die offer, en dan die genade, voorafgaande genade, van God, wat sy seun in 'n kruis laat sterf, en hy bewerkstellig reeds die verlossing, wat ons net kan instap in. Nou in jou lewe, dalk sien jy nou net die probleem. Maar God het reeds die oplossing voorberei. Dit is reeds in plek. So moenie net fokus op die nood nie. Gaan kyk bietjie na die tekens van God se voorafgaande genade. So net so 'n praktiese oefening is, gaan sit met 'n papier en 'n pen. Gaan skryf neer oralste op jou lewenspad waar Jesus al vir jou deurgekom het. Ek sien dit altyd so as 'n aanloopbaan waar 'n vliegtuig opstyg en gaan land. En baie keer as jy mos nou gaan land in die aand, dan sien jy mos nou die liggies links en regs. So laat daai vir jou soos 'n aanloopbaan wees. Elke baken wat jy neersit is 'n lig wat verteenwoordig waar God al vir jou deurgekom het. En vra hom sommer ook om jou te wys waar jy al vergeet het. Want baie keer as ons 'n probleem het, 'n probleem opgeduik het, dan kyk ons net in hierdie berg vas. So vra hom dat dit ons fokus kan skuif op die God wat al reeds in die verlede ons verlos het, ons vir oplossing gebring het, vir ons voorsiening gebring het, genesing gebring het. Hy sal dit weer vir ons kom doen. Nou jou en my verantwoordelikheid rakende voorafgaande genade is om bewus te wees van God se uitkoms. Al kan ons dit nie nou sien nie. Daarop te reageer in geloof en lofprysing. So God gaan voor ons uit as ons leier, ons beskermer. Hy wat die weg is, maak vir ons 'n pad oop met die waarheid, sodat ons kan lewe. Nou as jy vir my sal toelaat, wil ek graag net 'n paar skrifgedeeltes sommer net vir jou gee, wat sê dat God gaan voor ons uit. Deuteronomium 31 vers 8, die Here self sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie verlaat of in die steek laat nie. Moenie bang wees nie en moenie skrik nie. So God is nie net saam met jou nie, hy is reeds voor jou besig om die pad vir jou te vorm wat jy moet instap in oorwinning. Is reeds daar. Jesaja 45 vers 2 sê daarso, ek sal self voor jou uitgaan en die berge gelyk maak, daai probleemberg van jou. Ek sal die kopergrendels oopbreek en die ystergrendels stikkend slaan. So God breek hindernisse af nog voor jy daar kom. Dis vooraf genadig in aksie. Eksodus 13 vers 21,
Die Here het bedags in 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan en hulle op die pad, om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om vir hulle lig te gee. So God se teenwoordigheid gaan voor jou uit om te lei, te beskerm en om die pad te verlig. Micha 2 vers 13. Die een wat deurbreek, trek voor hulle uit, die een met die hoofletter. Hulle breek deur en gaan deur die poort uit. Hulle koning gaan voor hulle uit en die Here is aan die spits. So God is die deurbreker. Hy gaan voor jou uit in elke stryd en in elke seisoen. En dan Psalm 23 vers 5. U berei 'n tafel voor my aangesig in die teenwoordigheid van my vyande. U berei 'n tafel voor my aangesig in die teenwoordigheid van my vyande. So God berei voorsiening en vrede voor, selfs in die teenwoordigheid van konflik. So jy hoef nie die pad self uit te dink nie. God het dit reeds gebou. Sit by hom, hoor by hom. So jou verantwoordelikheid, jou en my verantwoordelikheid, is om te volg, te vertrou en te erken. Hy was hier nog voordat ek hier gekom het. So erken dat God eerste was. Gee hom die eer. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou jou verhouding met die Here het begin by sy inisiatief, nie joune nie. Nie myne nie. Dit roep ons by 'n plek van diep dankbaarheid. Here, u het gesê, ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. So ons reageer met geloof en gehoorsaamheid, want dit is God wat in ons werk om sy wil te bewerkstellig. Dit sê dan Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. En dan Hebreërs 3 vers 15 sê, vandag, as julle my stem hoor, moenie julle harte verhard nie. So God se genade wek die wil om u te gehoorsaam. Here, omdat ek u lief het, wil ek u gehoorsaam. Ek wil nie u roepstem ignoreer nie. Ek wil nie u waarskuwing ignoreer nie. En dan herken bietjie God se werk in ander ook. 1 Samuel 16 vers 7 is die Here kyk nie na wat mense kyk nie, die Here kyk na die hart. Moenie oordeel op grond van uiterlike nie. God werk dikwels in die onsigbare. Baie keer verstaan ons nie mense se drome nie, in die sin van wat God vir hulle gegee het, om te droom om of 'n visie, kom ons sê 'n visie wat God vir mense gegee het. Ons verstaan dit nie. En dan kan ons sien in mense se lewe wat hulle volhard in gehoorsaamheid, die vrug wat daaruit kom en die voorafgaande genade wat God wat gehoorsaamheid ook seën. So ek sê weer, moenie oordeel op grond van uiterlike nie. God werk in die onsigbare. Kom ons gun mekaar ons elkeen se visie wat die Here vir ons gegee het, en kom ons bemoedig mekaar en ons bid vir mekaar. Dan ook werk saam met God se proses. 1 Korintiërs 3 vers 6 sê daar, so ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So jou rol is nie om die hele proses te beheer nie, maar om saam te werk met wat God reeds begin het. En dit vra geduld en onderskeiding en vertroue. Ek lees graag vir jou die bekende Jeremia 29 vers 11, wat die Here sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om vir julle hoopvolle toekoms te gee. So vooraf genade beteken, God is alreeds in môre. Natuurlik is hy
by jou vandag, in die spesifieke oomblik, by jou en by my, en hy is in gister ook. So ons verantwoordelikheid is om met geloof te lewe, nie met vrees nie. Doen afstand van die vrees, weerstaan daai vrees. Vervang dit met die woord van God. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U altyd eerste beweeg. Dankie Here dat U voor ons uitgaan. Dankie dat U genade nie wag vir ons om reg te wees nie, maar dat U genade ons voorberei om U te kan kies weer en weer. Dat U genade ons voorberei om ons geloof te versterk. Dankie Here vir U voorafgaande genade, wat ons ontmoet, Here, op plekke wat ons partykeer verstom staan. Here, help ons asseblief om sensitief te wees vir U werking in ons eie en ons ander se lewens. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. John Wesley het nogal vir my 'n baie in Engels sê hulle quote, verskyn in Afrikaans ontgaan my nou, maar hy sê daar's 'n do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the time you can, to all the people you can, as long as ever you can. En dan wil ek afsluit met, en God doen die res. As jy ons wil kontak by Trinity Truth Foundation, kan jy gaan op ons webtuiste www.trinitytruth.co.za of jy kan ons skakel by 063 378 4543, of jy kan ons WhatsApp ook stuur, en ek herhaal die telefoonnommer 0633 78 4543. Baie seën vir elkeen van julle, en mag jy God se voorafgaande genade elke dag sien en in dankbaarheid die Here loof en prys daarvoor. Tot weersiens.